Ons almal ken die verhaal van Jona baie goed. Maar die verhaal van die stad Ninive is dalk nie vir ons almal so bekend nie. Ons lees eintlik baie van hierdie stad in die Bybel. Ons lees reeds in Genesis iets van die ontstaan van die stad Ninive. En dan lees ons ook iets daarvan in die boeke 2 Konings en Jesaja en Sefanja. Nou die aard van die saak lees ons in die boek Jona iets oor Ninive. En dan is die hele boek Nahum gewy aan Ninive. Die ganse boek gaan oor hierdie stad. En selfs in die Nuwe Testament, in die evangelies Matteus en Markus, kan ons ook iets leer oor die stad Ninive. So julle hoor, hierdie stad het 'n storie. 'n Storie wat reg deur die bladsye van die Bybel vertel word. 'n Storie wat my en jou iets kan leer oor die lewe en oor God. So kom reis saam met my daardeur. Ninive, weet ons, was 'n baie groot stad wat geleë is in vandag se Irak. Ek weet nie of julle kan sien nie, maar destyds was dit geleë in die magtige Assiriese ryk. Nou, as ons in Jona van Ninive lees, dan is die Assiriërs reeds die magtigste wêreldmoondheid en Israel is reeds verower. Maar kom ons gaan net een treukie terug. Kort na Joshua en God se volk na die dood van Moses in die beloofde land ingegaan het hulle die land verdeel in 12 stamme. Stamme wat vernoem is na 12 seuns van Jakob. En 10 stamme het hulle self in die noordelike deel van die land gaan vestig en 2 stamme, Juda en Simeon, het hulle self in die suidelike deel van die land gevestig. En die 10 stamme vorm dan die Noordryk met die naam Israel of Samaria. Dit is die volks of die groep se naam. En dan die Suidryk, waar die ander 2 bestaan, se naam is dan Juda. En so lees ons dan van hierdie ryke, hierdie streke in die Bybel. Nou die Ou Testament sê vir ons hoe talle en talle profete vir die Noordryk en vir die Suidryk aanhou sê dat hulle self moet terugdraai na God toe. Dat hulle sondig is, dat hulle afvallig is en dat God sy oordeel gaan stuur, maar hulle wil nie hoor nie. En dan weet ons, die Noordryk bo val eerste. Die magtige Assiriërs, die vyande van God se volk, heers in die ganse bekende wêreld van so 883 voor Christus. En dan in 722 voor Christus, dan verower hierdie magtige Assiriërs die hele Israel, die hele Noordryk, en hulle verpletter Samaria, en hulle versprei al daai mense, hulle verstrooi al daai mense oor die aarde. Kort na dit gebeur, word Ninive die hoofstad van hierdie Assiriese ryk. Maar net voor dit gebeur, net voor Israel verpletter word en Ninive die hoofstad word, lees ons Jona se verhaal. In so 760 voor Christus speel dit af. En ons lees dat God homself besorg maak, dat God besorg is oor hierdie volk en hierdie mense. Hierdie 3000 mense lees ons wat in Ninive woon, heidene, mense wat oor 'n paar jaar God se volk gaan uitwis. Hy is besorg oor hulle en hy stuur Jona om hulle lewe te gaan verander. Ons lees dat 'n groot wonderwerk met hulle gebeur. Hierdie reusagtige heidenland hoor Jona se waarskuwing en hulle verander die manier waarop hulle leef. Hulle draai na God toe. En God is 'n God van genade en van liefde en van omgee en hy vergewe hulle. En dit verander hulle lewe. En dis die einde van Jona, dis waar Jona ons los. Maar dan as ons bietjie later lees en die profeet Nahum kom aan die woord, dan hoor ons dat iewers kort na hierdie omdraai, hierdie bekering van hulle, het hulle weer die pad byster geraak. Ons lees dat Nahum in Nahum 3 skryf hoe sleg hulle is. Ek lees dit saam met my, Nahum 3 vanaf vers 1. Die Here sê dit sal sleg gaan met Ninive. Die mense van die stad het baie mense vermoor. Hulle is skelm, die stad is vol goed wat hulle van ander mense gevat het. Die vyande slaan die perde met swepe, die oorlogkarre se wiele raas, die perde hardloop vinnig, die oorlogkarre skud. Die vyande kom vinnig nader op hulle perde, hulle swaarde en hulle spiese blink in die son. Hulle maak baie mense dood. Die lyke lê oral, die mense val oor die lyke. Ninive, dit sal alles gebeur omdat jy soos 'n prostituut is. 'n mooi vrou wat getoer het.
Jy het ander mense gevat en hulle het jou slawe geword. Jy het alles gevat wat hulle het. So na hom kom en hy spreek God se oordeel oor Ninive se sondigheid uit. En in 612 voor Christus val die magtige Assiriese ryk en Ninive word van die aarde af gevee. En dit gebeur omdat 'n koalisie van al die vyande van Assirië dan saam staan, die Babiloniërs en die Medeërs en 'n klomp ander. Dis dan nou dieselfde Babiloniërs wat later in 586 die Suidryk verower en Jerusalem se tempel afbreek en die laaste oorblyfsels van God se volk oor die aarde verstrooi. En so eindig die Noordryk se storie en so eindig die Suidryk se storie. Nou Ninive lyk op hierdie stadium so. Daar's net oorblyfsels, stukkies van hierdie eensmagtige stad. En is vandag te kry oorkant Mosul op die oewer van die Tigrisrivier in Irak. So hoekom vertel ek julle die storie van Ninive? Want dit is ook ons storie. Ninive het niks vermoedend met hulle lewe aangegaan. Hulle het niks van God geweet nie en dit het hulle nie geplan nie. Maar God is 'n God van genade en van liefde en van omgee en hy wil vir hierdie mense iets beter hê. Hy wil hê dat hulle ook moet weet van genade en van liefde en van God se besorgdheid vir elkeen van hulle. En hy doen hierdie groot wonderwerk. Hy vergewe hulle en dit verander hulle lewe. Maar dit is die storie van hulle verlede. Dis deel van die storie van hulle verlede. Maar ten spyte van die feit dat hierdie wonderwerk in hulle verlede lê en hulle op 'n stadium in hierdie groot geloofshaai was, vervaag die gevoel en die herinnering. En kort voor lank begin hulle maar net weer leef soos hulle voorheen geleef het. En kort voor lank begin hulle maar net weer besig hou met die dinge van die wêreld. Ons doen dit ook. Die grootste liefdesdaad, die grootste wonderwerk in die geskiedenis is ook deel van ons verlede. God kyk na ons en hy gryp in omdat hy lief is vir ons met die kruisgebeure. En so vergewe hy ons en dit verander ons hele lewe. Maar dit lê in ons verlede. En ongelukkig soos Ninive vergeet ons maar ook gou. As ons na die wêreld kyk, as ons na ons dorp kyk, as ons na ons gesinne kyk, as ons na onsself kyk, dan sien ons dat dit ook maar net lyk of ons leef soos ons voorheen geleef het. Of dit ook maar net lyk of ons weer besig is met die dinge van die wêreld. Maar dit gebeur maklik, want gister is verby en al wat belangrik is môre. En as ek nie my litte roer nie, gaan môre my inhaal en dan gaan ek te lig gevind wees. So ons moet werk en ons moet presteer en ons moet hardloop en ons moet voorkom en in dit alles vergeet ons waarmee God besig is. Vergeet ons wat God gedoen het en mis ons dit waarmee God nou besig is. Ninive het te besig geraak met hulle môre, oor hoe hulle beter en groter en magtiger gaan word en in dit alles het hulle God misgeloop. Hulle het God se besig wees by hulle hier en nou gemis. Ninive se miskyk van God se besig wees met hulle het tot hulle verwoesting gelei. En dit mag nooit ooit van ons gesê word nie. Daar mag nie van ons gesê word dat ons so besig was met ons toekoms, met ons vorentoe gaan, dat ons God se besig wees met ons gemis het en dat dit tot ons verwoesting gelei het nie. As ons dan sê dat God hier en nou besig is en dat ons die vermoë het om dit raak te sien as ons op 'n spesifieke manier begin leef en dat dit ons hopelik kan voorkom om die pad van Ninive te stap, 'n verwoestingspad, dan sê ons dat ons weet dat God gister, vandag en môre aan die werk is, dis so. Maar dat die hier en nou, die enigste plek is waar ons God tasbaar kan ervaar, kan sien, kan voel, kan proe. Ons weet van sy dade agter ons en ons hoop op sy dade vorentoe. Maar as ek en jy in God wil vasloop, kan dit net hier gebeur, hier en nou. Elizabeth Barrett Browning sê dit so mooi, sy sê, "Earth is crammed with heaven,
and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. The rest sit round it and pluck blackberries. So hoe leef ons op so 'n manier dat ons hierdie stukkies hemel op aarde nie misloop nie? Hoe leef ek en jy op so 'n manier dat ons God se besig wees en sy hier wees kan sien? Sodat daar nie eendag van ons gesê word dat ons so besig was met dit wat onbelangrik is, dat ons dit wat belangrik was, misgeloop het nie. In my opinie, is daar 2 dinge wat ons kan doen as ons aandag wil anker op God se hier en nou se besig wees. En dit is dat ons hier teenwoordig moet wees, hier, en dat ons ook by ander moet teenwoordig wees. So hoe lyk dit as ons hier teenwoordig is? Op aarde loop ek en jy gereeld in ons slaap rond. Vir ons om werklik teenwoordig te wees, moet ons eers erken dat ons kort aan die slaap raak. Ons raak aan die slaap elke keer as ons aandag van God afhaal en weer besig raak met die onbelangrike dinge van môre. Om teenwoordig te wees, is om weer en weer wakker te word uit ons slaap en uit ons doellose ronddwaal op hierdie aarde. Ons kan net sien en hoor wat om ons aan die gang is, as ons wakker is. Die Bybel sê nie verniet vir ons soveel keer, kyk, sien, let op, gee aandag, luister. In Psalms en in Romeine en op soveel ander plekke in die Bybel, lees ons dat God en dat die woord ons uitnooi om wakker te word uit ons slaap. Om te luister na die woorde van die skrif. En om op so 'n manier aandag te gee, dat ons sal agterkom, dat God eintlik al lankal aan ons aandag gee. As ons onoplettend deur die lewe beweeg, dan straf ons onsself met 'n oppervlakkige, onvervulde lewe. Want dan is niks diepers moontlik nie. Ons kan vol wees, vol voel met wêreldse goed. Maar ons kan terselfdertyd leeg wees van die dinge wat regtig saak maak, die geestelike dinge. So God se uitnodiging sê, word wakker en neem voluit deel aan jou lewe. En wakker wees is iets heeltemal anders as om net bloot te reageer op die dinge wat met ons gebeur elke dag. David Benner, 'n baie bekende teoloog en psigoloog, sê die volgende. Hy sê, unfortunately, most people live mindlessly, held in oblivion by their preoccupations. If this is you, the most life-giving spiritual practice may be taking a few minutes of stillness each day to pay attention to what's happening in and around you. Being present also makes us more likely to notice the brushes with the transcendent that punctuate our lives. Daardie stukkies hemel wat deurbreek. I am convinced that these brushes are much more common than we realize. Hierdie oomblikke, die oomblikke waarin ons wakker is, raak ons siel diep aan. Dis oomblikke waarin ons intens bewus raak van God se hier wees en God se besig wees. En is hierdie oomblikke wat ons in staat stel om te glo wat die woord vir ons sê, dat ons deel is van iets baie groter as onsself. Ons ken sulke oomblikke. Oomblikke waarin stukkies hemel vir ons deurbreek op aarde. Ek hoor, dis wanneer jy jou babatjie vir die eerste keer vashou. Of wanneer jy 'n mooi sonsopkoms oor die see sien. Of wanneer jy krag kry in tye van groot hartseer. Of wanneer jy sien hoe die seisoene net van self verander. Dis oomblikke wat ons elke dag moet najaag. Dit moet ons doel van ons vandag wees, oomblikke wat ons hart raak, wat ons siel raak en wat ons aan God bekendstel. Hemel oomblikke. Carl Jung sê dat hierdie belewennisse, hy noem dit numinous encounters, hierdie straaltjies van die hemel, is ongelooflik belangrik vir ons heelheid en ons integrasie as mens. Hy sê hoe meer straaltjies ons sien, hoe beter vir ons wese. Maar daarvoor is stilstaan baie, baie belangrik. Stilstaan met oop oë, krities en soekend en vol verwagting na die wêreld kyk. En nie net bloot op autopilot by die stroom van die lewe afvloei nie. Ons doen dit. Ons ry elke dag dieselfde paadjie werk toe en skool toe en huis toe. En een dag is soos die ander. En ons werk en ons gesinslewe en
Ons sosiale lewe en ons verhoudings is bloot roetine. Dieselfde mense op dieselfde plekke, op dieselfde tye. En dan desensitiseer dit ons vir die wonderwerk van die nou en die oomblik. Dalk is God besig om op daardie gewone ou bekende paaie iets te doen. Of op daardie ou bekende plekke waar ek elke dag kom, wat ek al so verveeld mee is. Dalk is God vandag daar besig. Maar ons is te haastig en te besig en te verveeld met gewone dinge. En as dit waar is van ons, beteken dit ons mis alles. Ons mis alles wat God vandag vir ons wil gee en wat hy vandag vir ons wil wys. Ons onoplettendheid is baie keer nie aspres nie. Ons doen dit nie met opset nie. Dit gebeur net so vinnig dat ons gedagtes maal met die obsessiewe goed wat gister gebeur het en die angstigheid van die dinge wat voor ons lê. Maar as ons weet dat ons so 'n neiging het, dat ons neig om afleidings te hê en besig te raak met ander goed, dan juis moet ons besluit dat ons onsself gaan anker in die hier en nou. En dat ons moeite gaan doen om dit te doen. Die hier en nou is die speelveld waar die lewe gespeel word. Nêrens anders nie. Maar die hier en nou gaan vinnig verby. Voor ons sien is vandag gister. En dan het ons gemis wat God ons wou gee en wat God ons wou wys en dit wat God besig is om te doen vir jou en vir my. Daar is eenvoudige dinge wat ons kan doen om ons in die oomblik te kry, om ons op 'n plek te kry waar ons fokus op wat hier aan die gang is en wat God hier doen. Eenvoudige goed. Soos om byvoorbeeld net 'n paar minute te neem en te konsentreer op die wonderwerk van jy, van jou wese. Konsentreer vir 'n oomblik net op jou asemhaling. Op die hoe, die wat en die hoeveel. Voel vir 'n oomblik, erken vir 'n oomblik net jou emosies, jou gemoed, jou pyne en jou skete, jou energievlak. Kyk om jou rond en laat jou oë net rus vir 'n oomblik op gewone, ou goed. En erken dat jy dit sien en dat dit daar is. Kyk, ruik, voel, luister, proe. As vandag verby is dit verby. En jy gaan dalk nooit weer die geleentheid kry om terug te gaan na daardie goed toe nie. God gee alles vir ons nou, vandag. En God is ook in alles te vind. Die wonder wat ons ontdek as ons meer bewustelik begin lewe, meer ingeskakel en bewus van God se hier wees en besig wees, dan lei dit daartoe dat ek en jy ook op 'n dieper vlak by ander teenwoordig kan wees. Navorsing sê dat indien ons dit kan regkry om meer bewustelik te lewe, dit ons ook in staat stel om in 'n groter kapasiteit empatie te hê en by mense aanklank te vind. Neuroloë sê dat nuwe breinpatrone gevorm kan word wat jou meer sensitief maak vir die intensies en die ervarings van ander mense. Ons as mense begeer hier wees. Dit is hoekom ons so kwesbaar is vir eensaamheid. Ons is ongelooflik sensitief oor die afwesigheid en die teenwoordigheid van mense by ons, want dit is ons diepste behoefte. En is 'n begeerte wat uit 'n baie diep geestelike plek kom. Ons is so eensaam, ons voel so gou alleen, omdat ons weet op 'n diep vlak dat ons nie een is met ons Skepper nie. En nou probeer ons dit narstigtelik vul met mense en dinge en goed. Maar ons het egte teenwoordigheid van ander mense by ons nodig, voordat ons gevul kan word. Egte teenwoordigheid beteken nie net fisiese teenwoordigheid nie. En beteken nie dat ons net uit goeie maniere uit vir jou vra hoe dit met jou gaan. En dan luister nie. Ons almal weet hoe dit voel om met iemand te gesels wat net maak of hulle na jou luister. Wat eintlik besig is om hulle gedagtes te dink, wat gaan hulle volgende sê, of besig is met hulle fone, of besig is met iemand anders of iets anders. Dit is nie die teenwoordigheid wat ons nodig het nie. Ons teenwoordigheid, dit wat ons by ander mense nodig het, is iemand wat voluit by jou kan wees as hulle by jou is. Teenwoordig, oop, oplettend, beskikbaar om ons en ons ervarings te ontvang. Maar ons het dit nie net by ander mense nodig nie.
ander mense het dit ook by ons nodig. Ons binnewêreld is baie keer soos 'n drukkoker. Is vol bekommernisse en angs en afleidings en spyt en planne en drome en dinge wat gerepeteer moet word en dinge wat hersien moet word en is 'n eindelose beweging en is 'n eindelose geraas. En as ons met dit alles na 'n verhouding toe gaan, dan maak ons baie keer meer skade. Benner praat van die siel se aura. Hy sê elkeen van ons het 'n tipe teenwoordigheid, 'n tipe presence wat ons saam met ons dra, wat ons by mense neersit waar ons kom. Dis hoe mense jou ervaar, dis hoe mense jou beleef en van jou dink. En dit het baie keer niks te doen met wat ons sê of wat ons doen nie. Ons weet vinnig of ons aangetrokke raak of afgestoot word deur mense met wie ons in kontak kom. Ons weet vinnig of iemand geïrriteerd of aggressief of bang of vredelievend of manipulerend is, ons voel dit aan. Dis asof daar 'n hele atmosfeer saam met iemand kom. Ander se teenwoordigheid beïnvloed my teenwoordigheid. En my teenwoordigheid beïnvloed ander mense se teenwoordigheid en ons dink partykeer min van die invloed wat ander mense op my siel het en die invloed wat ek op ander mense se siel het. Ons almal weet hoe dit voel as ons in iemand se teenwoordigheid is wat haastig of aggressief of kwaai is. Ons weet hoe dit voel as daardie persoon by jou teenwoordig raak, homself en sy atmosfeer by jou kom neersit. Sleg. Dit verswelg baie keer ons teenwoordigheid as iemand met so 'n negativiteit by ons teenwoordig raak. So as ons dit dan al beleef het, as ons al in sulke omstandighede was waar mense by ons teenwoordig geraak het op 'n baie negatiewe, slegte manier, dan weet ons dat ons geroep word om op 'n ander manier teenwoordig te raak. As ons weet dat God met ons besig is elke liewe dag en dat ons kykies, straaltjies van die hemel kan sien in hoe God by ons teenwoordig is, dan weet ons tog dat ons ook ander hierdie straaltjies van God moet laat deurbreek. Met ander woorde, die manier waarop ons onsself kom neersit by ander mense, moet so wees dat die hemel ook vir hulle deurbreek. As ons hier en nou met ons oop oë kan uitstap, met 'n teenwoordigheid wat hier en nou is, wakker en oop vir God se besig wees. En ons weet dat dit iets van ons teenwoordigheid by ander mense sê, dan beteken dit dat as ons nou Spar toe gaan, dat ons vir die dame by die teller kan glimlag en vriendelik kan groet en haar kan raak sien. Iets opbouend en iets positief kan sê. Dit beteken dat as die bedelaar na ons toe kom, ons sy bestaan gaan erken en die situasie op 'n sagte manier hanteer. Dit beteken dat ek nou die vermoë het om rustig 'n konfliksituasie reg te maak by die werk, om harmonie te herstel. Dit beteken dat ek my gesinstyd werklik kan geniet en waardeer vir wat dit werd is. Dat ek nou op 'n plek is waar ek hier fokus op wat nou hier in my gesin gebeur. Dit beteken dat ons God se hier en nou kan raak sien en dat ons ook verander dit kan wys. Maar ons kan dit nie doen as ons op autopilot deur die lewe gaan nie. Soulful presence is like a still pond. It offers a nurturing, reflective space to all who gather by it. Hierdie tipe teenwoordigheid is 'n geskenk van God en hy nooi ons uit om dit weg te gee. Maar ons kan eers hierdie geskenk weggee as ons geleer het om dit vir onsself te gee. Daar was inwoners wat in Ninive agtergebly het na die verwoesting. Mans en vroue en kinders wat hulle self in die Ninive vlaktes gevestig het en daar 'n karige lewe vir hulle self probeer maak het. Reeds so vroeg soos die 1ste eeu word hierdie groep wat daar bly Christene, hulle word bekeer, maar hulle word Christene wat deur die eeue deur ongelooflike onderdrukking en hartseer en teëspoed aan die hand van ander godsdienste en ander nasies beleef het. Net verlede jaar moes oor die 200,000 Christene uit die Ninive vlaktes vlug vir die verwoesting wat ISIS in die Midde-Ooste kom saai het. Maar wat die hart van die mens aanraak,
is die ongelooflike getuienisse van hierdie mense. Mense wat ten spyte van teëspoed en ten spyte van hartseer en onregverdige dinge nog steeds vashou aan Christus. Wat nog steeds getuig in hulle stik donker hier en nou. In hulle donker situasie, in hulle donkerhede, steeds sê, hulle sien God is besig. Hulle het oë om te sien, dat God hier en nou by hulle is, en by hulle besig is. En daarom kan hulle ook vir die moedelose mense om hulle, stukkies hemel laat deurbreek. Mag dit ook ons storie wees. As ons hierdie dag, wat die Here vir ons gegee het, en waarin die Here besig is, vat en ons stap hier uit, kom ons kyk mekaar reguit in die oë. Ons kyk regtig wat se kleur is mekaar se oë. Kom ons luister regtig wanneer iemand sê hoe dit met hulle gaan. Kom ons glimlag op die plekke waar ons kom. Kom ons hou ons in, as dit wat ons wil sê en wat ons wil doen, gaan skade maak. En dalk, net dalk, breek iets van die hemel vandag vir jou oop. En nog beter, dalk breek iets van die hemel vandag deur jou verander oop. Amen. Kom ons doen elkeen 'n stil gebed, waarin ons vir die Here vra om ons hiermee te help. Kom ons bid.